Goeiedag en dit is so lekker dat jy saam met ons reis. Ons reis hierdie week, ons het hierdie week gereis deur Psalm 32, 'n gedig wat Dawid skryf. 'n Gedig wat hy skryf en sê die Here het my skuld vergewe. Ek wonder hoe het hierdie teksgedeelte in jou kom neskrop. Wat het beleef, wat is jou belewenis gewees toe jy hierdie Psalm geneem het en hom gebruik het as 'n manier hoe jy jou gebed ook tot God rig. Mag dit ook so wees dat jy dit so kan gebruik en beleef hoe die Here jou ook vrymaak van jou valsheid en van jou oortredinge en jou ongeregtighede. Kom ons lees en hoor ook hierdie teks vir 'n laaste keer in hierdie week. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie en wie se sondes vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer. Soos ek heeldag om hulp geroep het, het my dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely. My oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê vir die Here bely ek my opstandigheid. U het my skuld vergewe en dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Jy kan hierdie progressie sien, ook sommer net in hierdie eerste gedeelte van hierdie Psalm. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer. Was ek opgedroog, verdroog, soos in somerhitte. Hy bely twee goed. Hy bely sy sonde, maar ook sy opstandigheid, sy hardkoppigheid. En dan die effek daarvan, hierdie vryspraak. U het my skuld vergewe. In 'n tyd van nood kan ek tot U nader. En ek beleef hoe U vir my 'n geborge, veilige vesting is, teen vloedwaters, teen aanvalle, en hierdie oorwinningsliedere wat ek bring. Baie keer is ons nie net absoluut apaties oor die dinge wat ons verkeerd doen en soms daarby verby kyk nie, maar amper hierdie weerbarstigheid om dit nie te herken nie, om opstandig te wees, om dit nie voor die Here te bring nie. En dan skryf Dawid hierdie wonderlike, dan het ek amper weer, jy voel hierdie druk en hierdie swaar gemoed lig. Jy het my skuld vergewe. En dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood bid. Ons weet, as ons Romeine 5 lees en Romeine 4 lees, dat die Here, Romeine 5 spesifiek vers 9, dat hy ons deur sy versoeningsdood vrygespreek het, vrygemaak het, reeds vanaf vers 6 en 7, toe ons nog sondaars was. En dit is 'n genade, 'n wete wat vaser staan. Dat ek en jy deur Christus alleen in sy prys en sy versoening en sy verlossing, nie ons eie wetsonderhouding of ons getrouheid. Prof. André de Tooy skryf so mooi in sy boek oor Romeine, dat al ons beste pogings verkrummel voor die Here. Maar dat ons vrygespreek word, omdat dit God is wat ons vryspreek. En ons hoor hier by Dawid, daar hierdie volwassenheid, hierdie progressie ook in sy lewe. Toe ek daaroor geswyg het hierdie goed, was ek uitgeteer, was ek sonder lewe. Na die oomblik, toe ek vra vir vergifnis, toe het U my skuld vergewe, en dan kan ek sommer in tye van nood weer na U toe gaan. In hierdie dag, of
Op die laaste dag vra ons altyd, hoe kan ons nuut gaan leef? Hoe maak hierdie teks dat ons ook nuut gaan leef? Wat is die dinge wat al so swaar op ons druk, wat ons so veerbarstig is, wat ons uiteindelik voorswyg, wat ons na die Here toe kan bring? Dalk is ons te skaam, dalk is ons te hardkoppig, of dalk is ons op 'n plek waar ons nie glo dat die Here ons wil vrymaak nie. Maar hoor dit vandag, dat die Here jou van al jou oortredings wil vrymaak. Ek vat jou terug na vers 2 toe. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie. En wie se gees daar geen valsheid is nie. Dit gaan goed met die mens, as die Here ons oortredinge nie toereken nie. Hy het dit deur sy seun kom doen, dat hy hierdie oortredings vir altyd nie teen ons toereken nie. Mag ons lewens bring, ons lewens voor bespieël en sê, Here, reinig my van my ongeregtigheid en stroop my van my valsheid. Mag dit so wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde, dankie dat u ons ook vrymaak. Here, dankie dat ons, wanneer ons na u toe kom, dan lig amper hierdie swaar gemoed. My bede in hierdie week is, of in hierdie naweek is, dat u met ons sal werk, vir wat ook al rede oor hoekom ons swyg, of hoekom ons weer barstig is, of hoekom ons nie tot u wil toenader in die uitnodiging van vryspraak wil aanneem nie. U ken ons, praat ook die taal van ons harte en ontmoet ons ook juist daar. Mag ons ook hierdie oorwinningsliedere sing. Here, vergewe ons en maak ons ook weer rein voor u. Amen. Mag jy 'n wonderlike naweek beleef en mag die Here ook so saam met jou wees. Mooi bly.